Ek is so opgewonde vir Here, vir dit wat hy vir ons wil kom deel vanmôre. En ek hoop jy het 'n verwagting in jou hart. En regtig, ek bid uit die diepste deel van my hart dat vanmôre die boodskap nie net nog 'n boodskap sal wees nie. Dit iets in jou hart sal wakker maak. En ek praat vanmôre oor tyd is in jou hand. En ek wil graag net begin voordat ons die woord lees, wil ek net gou hierdie gedeeltetjie vir jou lees. In die ou Griekse wêreld was daar 'n gesegde dat net die helde jonk sterf. Jesus was maar 'n skrale 33 jaar oud toe hy dood is. Sy openbare optrede het nie langer as 3 jaar geduur nie. Tog was dit meer as voldoende om die wêreldgeskiedenis vir altyd te verander. Dis nie noodwendig die aantal dae, ure en sekondes wat jy hier op aarde deurbring wat tel nie, maar hoe jy elke sekonde deurbring en met die regte inhoud vul. Jou lewe se waarde word nie bereken in jou leefjare nie, maar in jou impak. Kyk na Jesus. Koop elke sekonde uit tot sy eer, dan vul jy jou lewe met die regte inhoud. Dan leer jy ook hoe om die regte impak te maak wat ewigheidswaarde het. As ons kyk na, ons almal praat nou van nuwe jaar en dis 2016, wie van julle het al die fout gemaak om op een of ander papier te skryf 2015 nie? Ek sien nou die dag op Facebook, het sit iemand 'n prentjie op, toe's daar iemand wat geskryf het 2015, toe krap by die 5 dood. En toe skryf hy 6, toe sê hy, dis wat met my gaan gebeur die eerste 3 maande van hierdie jaar. Maar ons is opgewonde, daar's 'n nuwe jaar. Maar as ons kyk na verlede jaar, ek weet nie vir wie van julle was dit ook, dit was 'n jaar, maar dit het so gegaan. Dis asof, as jy terugdink, dan kan jy nie dink 'n jaar is verby nie. Ons is al klaar weer in die begin van 'n nuwe jaar. Dis asof dit so gaan en ons hou nie by nie. Maar tog, al is hierdie lewe in so pas besig om vorentoe te gaan, is my en jou tyd, wat ons het, in ons hande. Ons beheer dit, en wat ons daarmee doen. Ek wil graag hê, as jy 'n Bybel het, blaai asseblief saam met my, na Efesiërs 5, vers 15 tot 17. Efesiërs 5, ek vir jou lees uit die Geloof en Aksie Bybel uit, so ek gaan vir die versnommers gee, dan kan jy in jou Bybel, as dit 'n ander vertaling is, saam lees. Efesiërs 5, vers 15 tot 17 sê, wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Vers 16. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Vers 17, die laaste vers. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. Tyd is iets wat vir ons almal gegee word, is die waarheid. Ons almal kry 'n jaar, jare, ons almal kry 12 maande, ons almal kry 365 dae, ons almal kry in elke dag 24 uur. Jy nou agtergekom dat ons net so bietjie rondkyk na mense om ons, dan kom ons agter dat party mense gebruik net hulle tyd baie beter as wat jy en ek doen. Hulle kry soveel gedoen. En dan partykeer dan kyk ek hulle lewens, dan hoor ek hulle getuienis, dan raak ek moeg net om te luister na hulle. Ek kan onthou toe ek op skool was, toe kom praat daar 'n oom by die skool. Kyk, ek was gaande oor hom. Hy trek al by 12 grade. Elke tweede jaar dan swat hierdie ou nog 'n graad by. Hy het seker maklik meer as 20 besighede wat syne is, hy's in beheer van hulle. Dan dink ek by myself, nou wat, staan die son vir jou stil? Is daar iets spesiaals wat met jou gebeur wat dan nie met my gebeur nie? Waar kry jy die tyd om al hierdie goed te doen? Ons almal kry 24 uur. Maar wat ons daarmee doen, dis waar dit moeilik raak. En in hierdie vers, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, is daar, in elke vers is daar iets spesiaals wat ek vanmôre met jou wil deel. En die Here dalk vanmôre vir jou wil sê, waar die Here jou dalk vanmôre kan help, om hierdie 24 uur, hierdie jaar, hierdie dag wat jy gekry het, totally net uit genade uit,
dat jy dit effektief kan gebruik. Ek dink as ons in boekwinkels op, daar's baie selfhelp boeke. Wat sê doen hierdie, doen daardie. Snaaks dat mense die woord baie keer eenkant toe skuif en sê die Here sal nou nie praat daaroor nie, maar selfs hy het 'n plan vir jou. Het 'n manier van leef sodat jy die tyd wat jy op hierdie aarde het, wat niemand van ons weet hoe vinnig dit eindig. Niemand van ons weet nie. Niemand van ons weet wanneer is ons laaste dag. En is nie snaaks nie, sodra iemand dood is, dan sê ons altyd, het was te vinnig. Hy's te gou weg, sy's te gou weg. Maar tog kry ons almal elke dag 24 uur. Eerste vers 15 sê, wees baie versigtig hoe jy leef. As hy praat van versigtig, hoekom moet ons versigtig wees? Dit kom weer terug na tyd toe, nee. As ons het een lewe, met net 'n sekere tyd tot ons beskikking, wat doen jy daarmee? Dan gaan hy verder in vers 15, dan sê hy, leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag. Wat is 'n sinvolle lewe? As ek nou vir jou vanmôre moet vra, wat is 'n sinvolle lewe? Wat sou jou definisie wees? Kry daai gedagte in jou kop. As ons gaan na die Woordeboek, dan sê die Woordeboek dat die woord sinvolle beteken vol betekenis. As jy 'n bietjie na jou eie lewe kyk, en jy sit dit nou langs hierdie woord, het jy 'n lewe vol betekenis? Het ek 'n lewe vol betekenis? Het ons 'n lewe vol betekenis? As jy gaan kyk na die teenoorgestelde, wat is 'n sinvolle lewe? Wat beteken die woord onsinvol? Dan kry ons in die Woordeboek die woord dwaas. Die Hat gaan so ver en hy gebruik die woord nonsens. Het jy 'n lewe vol nonsens? Nee, dit is vir my so pragtig as mense praat oor Suid-Afrika en dan sê hulle, ons kan nie wag om te trek nie. Sê ek waarheen? Nee, ons wil Australië toe gaan en Londen en Amerika. En dan vra ek nou, wat's anders te daar? Nee, jy sukkel nie so daar nie. En dan kom ek elke keer na die terug toe, na die een ou wat 'n grappie vertel en jy sê, jy weet hoekom is die gras groener aan die ander kant? Want daar's laxatives aan daai kant. Nee. Is waar, nee. Ons dink altyd die gras is groener aan die ander kant. Maar ons is so bang om dit wat ons mee het. Ons deel nie met dit nie. Lewe jy 'n sinvolle lewe? Of is jou lewe vol dwaasheid? Of nonsens? Hoe lyk jou lewe? Vers 16 sê, moenie jou tyd mors nie, maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Het jy geweet, jy kan jou tyd mors met slegte dinge en goeie dinge? Jy hierdie geweet? Hierdie gaan nou vir jou 'n openbaring wees as jy dit nog nie agterkom nie, maar jy kan jou tyd mors om die regte ding op te doen. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Lukas 10 vers 40 sê, Martha het intussen agtergekom dat Maria nie meer in die kombuis help nie. Toe sy haar suster daar by Jesus sien sit, was sy op die plek kwaad. Sy het na Jesus toe gestap en vir hom gesê, Here, hoe kan u so iets toelaat? Pla dit u nie dat my suster my alleen laat kos maak en die gaste bedien nie? Maar die Here het vir Martha geantwoord, my liewe Martha, jy hardloop aan mekaar rond, jy bekommer jou of alles gereed is. Laat staan dit. Dis mos nie waaroor die lewe gaan nie. Daar is net een ding wat regtig saak maak, om God te ken. Maria weet dit, daarom het sy die regte keuse gemaak. Niemand sal dit ooit van haar kan wegvat nie. Kyk mooi na die storie. Dink bietjie saam met my. Was dit verkeerd van Martha om kos te maak? Was dit verkeerd om die mense te bedien? Nee, dit was nie. Daar's niks fout daarmee nie. Sy het die regte ding gedoen, maar sy het tyd gemors om die regte ding te doen. Want daar's iets wat in Maria gesnap het. Weet ek, daar's net ietsie belangriker as dit nou. En dis om tyd by Jesus te spandeer. Is dit baie keer so in ons lewens ook die kind van die Here?
Dat ons leef elke dag, omdat ons het hierdie to-do list. Ek moet lief hê, ek moet hierdie, moet kerk toe gaan, moet tiende gee, moet. En op die einde doen ons al hierdie regte dinge, maar ons mis waaroor dit gaan. Ons mis vir Jesus. Daar's 'n ou liedjie, ek weet nie of julle Jan de Wet se musiek geluister, dan sê Martha, kyk hoe karrel jy, net so op en af, net soos 'n hommelby. En daar's klomp hommelbye Christene. Daar's baie van hulle. Maar waar is die Marias? Waar's die mense wat sê, okay, wie wat ons kan die tafel nou regkry, ons kan. Maar daar's net ietsie belangrik. Daar's net gou nou in hierdie oomblik van tyd ietsie meer belangrik. En ons om by Jesus te wees. Kan ek vir jou vra vanmôre in eenvoudige taal, is jy 'n hommelby? Is jy besig met so baie regte dinge dat jy vir Jesus mis? En as dit vir my so mooi, dan sê Jesus vir haar, niemand sal dit ooit van haar kan wegvat. Hierdie tyd wat sy uitgekoop het om by Jesus te spandeer. Niemand sal dit ooit kan wegvat. Dis nie snaaks nie. Nee. Ek meen hierdie tyd, dis 'n myth. Dis nie regtig die waarheid as mense sê daar's meer selfmoorde hierdie tyd van die jaar nie. Dis net die redes hoekom mense selfmoord pleeg, is soveel anderste. Maar daar's so baie mense wat so baie goed wil doen. En hulle koop nie net tyd uit om te sê, Jesus, ek wil eerder by jou tyd spandeer. En dan gaan ons deur hierdie moeilike tye, en dan wonder ons, hoekom is dit vir ons so swaar? Hoekom het ek die energie om môre op te staan nie? Hoekom het ek die krag nie? Hoekom kan ek nie so sy of hy uitsien na môre nie? Martha, wat doen jy? Is jy besig? Of vat jy net bietjie tyd en sê, Jesus, ek wil by jou voete sit. Want ek weet, as ek nou by jou tyd spandeer, gaan jy my volmaak, gaan jy my sterk maak, gaan jy my opbou, sodat wanneer die volgende slegte tyd kom, dan is ek gereed daarvoor. Dis belangrik dat ek en jy tyd uitkoop om by Jesus te spandeer. En dan, daai stukkie wat ek aan die begin gelees het, kom ons by 'n woord af, wat sê ewigheidswaarde. As jy nou terugdink in 2015, wat het jy in 2015 gedoen wat ewigheidswaarde het? Soos ewigheidswaarde net die woord bietjie kan afbreek, dis iets wat vir ewig hou. Iets wat jy vir altyd saam met jou sal vat. Wat het in 2015 gebeur wat jy kan sê, dit het ewigheidswaarde in my lewe? Wat? Jy 'n kar gekoop? Het jy 'n vrou ontmoet soos ek? Het jy wat het gebeur in jou lewe? Wat het ewigheidswaarde? En is ewigheidswaarde nie dalk meer belangrik as iets wat net vir jou vir 'n kort tydjie gaan gelukkig hou? Is dit nie so nie? Ek meen, ek is een van daai mense en ek is skuldig daaraan, regtig ek is. Ek koop 'n nuwe kar, 2 maande later dan sien ek 'n beter kar. Wat wil ek doen? Ruil die ding in en koop 'n nuwe een. Gaan dit my gelukkig hou? Of gaan ek weer net vir 2 maande sê, dis mooi, en tot die volgende een kom. En so jaag ons jaag hierdie goedjies wat ons net tydelik gelukkig hou. Maar die goed wat ewigheidswaarde het, dit mis ons. Dit los ons. Mag jy in 2016 tyd spandeer aan goed wat ewigheidswaarde het. Goed wat by jou sal bly, goed wat jy saam met jou kan dra. Kan ek vir jou vra op my knieë, los die ander goed. Los dit, jy het dit nie nodig in jou lewe nie. Terwyl ons op vakansie was daar 'n persoon saam met ons. Ek gaan nie die naam noem nie, dis irrelevant. Die persoon was saam met ons daar wat nou deur 'n absolute rowwe tyd gaan in sy lewe. So erg dat hy al wou selfmoord pleeg. Wat het jy wat ewigheidswaarde het? Wat het hy in sy lewe? En terwyl hy met my praat en terwyl ek na sy storie luister, dan sê ja, ek wens jy kan vir Jesus ontmoet.
Ek wens jy kan hom ervaar soos wat ek hom ervaar. Want dan gaan jy moed hê. En so gaan mense in val in depressie, daar's so baie. Want hulle spandeer nie tyd aan goed wat ewigheidswaarde het nie. Hulle mors hulle tyd met goed wat negatief is. Goed wat hulle afbring. Kyk bietjie na jou eie lewe, na net môre. En dan as jy môre klaar deur is en jy's weer in jou bed, dink bietjie, wat het ek vandag gedoen? By wie het ek tyd spandeer wat regtig vir my positief is? Toe ek vir Janine ontmoet het, ek het baie mense, vriende in my lewe en ek sê almal is my vriende en vriende. En sy vra op 'n stadium vir my, hoorie se François, al hierdie mense is jou vriende. Maar wie vind hulle het regtig 'n impak op jou lewe? Wie beteken regtig iets vir jou? Wie toe ek deur die lysie gaan, toe's dan baie min. Soveel sodat jy party van hulle net op jou hand kan tel. Maar ons spandeer tyd saam met mense. En op die einde beïnvloed hulle ons so negatief dat as jy daar wegstap, is jy self negatief. Nou vra ek, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Ek sê nie gooi al die negatiewe mense eenkant en ons vergeet van hulle. Ek sê nie dit. Maar ek wil net hê jy moet begin attent wees op hoeveel tyd spandeer ek aan iets wat my lewe positief beïnvloed. Hoeveel? Is dit waarmee ek nou tyd spandeer, as ek nou voor die TV sit, of as ek nou gaan golf speel, of as ek nou hierdie kant toe gaan, of daardie kant toe gaan, of wat ook al doen, het dit ewigheidswaarde vir my? Beïnvloed dit my positief? Vers 17 sê, moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet leef. Hierdie vers, dis die sleutel. Maak seker hoe die Here wil hê jy moet leef. Dis belangrik. Nie wat 'n boek sê nie, nie wat jou baas sê nie, nie wat jou vriende, jou familie, jou pa, jou ma, jou boetie, jou sussie sê nie. Wat sê die Here? Begin daar. En al die ander goed sal vir jou uitwerk. En ek sê dit nie omdat dit die regte ding is om te sê nie. Ek sê dit because I've been there. I've done that. Ek het my lewe gerig want ek is 'n people pleaser van aard. Wat wil jy hê moet ek doen? Wat wil jy hê moet ek doen? En op die einde brand ek myself in 'n ander bloedgroep uit. Want ek wil almal please. Ek wil net hê almal moet gelukkig wees. En op die einde dan vra ek vir myself, dit wat jy nou gedoen het jy enigstens die Here gelukkig gemaak deur dit? Enigstens. Kom ons soek God se wil. Kom ons soek dit wat vir hom belangrik is, vir my lewe, vir jou lewe, en ons doen net dit. En is dit nie snaaks nie? Ek het gister ook nou my dagboek vir 2016 gaan koop. En hoe maklik is dit om ons daar so vol te maak? Omdat jy beplan daai jaar, jy het alles, elke week het 'n ding en alles is vol. En op die einde beplan jy jou in jou kanon in aan hierdie jaar. En as dit aan die einde van die jaar kom, wat kon jy vir jouself sê? Ek was besig. En dan wat? Is dit nou al? Is dit net genoeg om te sê ek was besig? Is dit waaroor die lewe gaan? Matteus 6 vers 33 sê, stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal sorg vir die res. Dis vir ons moeilik om daai sinnetjie te aanvaar, dat hy sal sorg vir die res, want ons wil so graag sorg vir die res, nê? Ons kom uit 'n wêreld uit, as iemand dit nie vir jou doen nie, doen dit self. So ons moet sorg. Kan ons die stap in geloof vat en sê, Here, U sal sorg, U woord sê, U sal sorg. En Here, U gaan nooit teen U woord nie. As U sê, U sal sorg, sal U sorg. Dalk nie op ons tyd nie, dalk nie op ons manier van doen nie, dalk nie soos ons wil hê nie, Here, maar U weet beter, U sal sorg. En dan gaan hy verder en hy sê, hy sal elke dag vir julle, hoor hierdie, genoeg kos en klere gee. Genoeg. Nie tekort nie, jy gaan nie tekort wees nie, kry daai gedagte uit jou uit. Jy gaan genoeg hê. Genoeg. En dan gaan hy verder en sê, en los môre se probleme
vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit. As ons net in die tweede helfte van hierdie vers sê, is daar 'n krits, is daar 'n lokval waarin ons baie keer trap. Die grootste vyande van tyd is spyt en angs. Spyt vir dit wat ek al gedoen het in my verlede en angs vir dit wat ek nog moet doen in die toekoms. Dis die grootste twee vyande van tyd. Maar weet jy wat doen ons? En ek asseblief, ek wys die vingers hier, ek doen dit ook. Ons worry so oor wat in die verlede gebeur is in 'n dag. En ons worry so oor dit wat môre gaan kom, oormôre gaan kom en dit wat nog moet gebeur in my lewe, dat in die dag van 24 uur is daar so min tyd wat ons spandeer aan net vandag. Het jy dit al agtergekom? Ons moet oppas om ons dag vol te maak vol spyt en angs. Leef vandag voluit. Want jy weet nie of môre kom nie. Maar jy het vandag. So wat doen jy vandag? Nee, dan kyk jy mens op Facebook ook, dan sê hulle hierdie tyd van die jaar loop die gym oor van mense. Jy kan nie op 'n treadmill kom nie, jy kan nie 'n gewig optel nie, want almal wil gewig verloor. Almal wil oefen. Die diet mense maak nou geld soos bossies, want almal het besef, luister, hierdie Desember was 'n lekker vet ene, en nou wil hulle 'n plan maak. En is al ons gaan môre begin. Wat? En vandag? Wat van vandag? Hoekom is vandag nie die perfekte tyd om voluit te lewe nie? Hoekom nie? Iemand het eendag gesê, life is what happens to you while you're making plans to do something else. Hoor hoe mooi is dit? Life is what happens to you while you're making plans to do something else. En hoe maklik is dit om die lewe te mis, omdat ons soveel planne maak vir dit wat kom. En die woord van die Here sê vir ons, leef vandag voluit. Hou op worry oor môre en oor gister. Jy het vandag gekry. Dis genade. Wat doen jy met vandag? En ek het vir myself en vir julle 'n paar challenges vir 2016. Die eerste een is, mag ons in hierdie jaar lewens leef wat sinvol is. Die tweede een is, mag ons tyd op goed spandeer wat ewigheidswaarde het. Derde een, mag ons onsself elke dag herinner om elke dag voluit te leef en in God se wil te leef. Mag dit die belangrikste wees. En in iets wat die Here op my hart gesit is innerlike vernuwing. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 en daarmee sluit ek af sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlike besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles vir ewig oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Mag ons in 2016 innerlik vernuwe word. Mag ons verdiep in ons verhouding met die Here. Dit kan nie net nog 'n jaar wees nie. Dit kan nie. Dan mors ons tyd. En die Here het vir ons, Florida Park familiegemeente, vriende, het vir ons 2016 gegee. En gesê, gaan en leef dit voluit. Dis my en jou job. Dit is wat ons moet doen. Mag ons hierdie jaar ingaan en nie tyd mors op onnosel goed nie. Mag ons tyd spandeer op goed wat ewigheidswaarde het. Kom ons bid saam. Papa Vader, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanmôre by u voete te kan sit. Here, om te luister na u woord. Here, dis die François Boys wat praat vanmôre. En Here, dit is
Dis U wat praat. En Here, vanmôre wil ons soos Maria alles stop. Alles stop wat soveel tyd mors en net by U voete kom sit. Here, U het vir ons nog 'n jaar in ons lewens gegee. Een wat ons nie verdien nie, een waarvoor ons nie gevra het nie. Here, U het dit vir ons gegee. Verniet, uit genade uit liefde uit. En Here, vanmôre was ons geherinner, Here, dat ons moet 'n lewe leef wat sinvol is. Ons moet tyd spandeer aan goed wat ewigheidswaarde het. Ons moet vandag voluit lewe. Ons moet innerlik vernuwe word. Here, mag dit ons fokus wees in 2016, Here. Mag ons getuienis wees dat dit is 'n mens, dis mense, dit is 'n gemeente wat voluit leef vir Jesus en vir hom alleen. Here, dankie dat ek vanmôre kan bid. Vir elkeen van ons, Here, wat al die pad misgesit het as dit kom by tyd. Here, wat al soveel tyd gemors het. Here, dankie dat ek vanmôre vir ons kan kom bid, Here. Here, mag U vir ons 'n kop skuif gee. Here, sodat ons fokus reg is. Here, mag U ons harte kom deurdring. Here, sodat ons U soek. Sodat ons U ervaar, dat ons vernuwe word van binnekant af. Here, sodat ons uiterlike dade getuig daarvan. Here, ek bid dat hierdie woord wat 2016 'n uitblink jaar sal wees. Here, iets waaroor ons nog vir jare en jare en jare gaan praat. Dat dit was die jaar wat die Here op 'n ongelooflike manier in my lewe, in ons gemeente, in ons stad, in ons land gewerk het. Here, ons roep dit. Ons roep dit uit oor ons lewens. Here, dankie. Dankie dat U belangstel. U hoor, U luister, U gee om. Here, mag hierdie woord in ons harte lewe. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.